Vader, baie dankie dat al sing die liedjie moeilik, al sing ons nie lekker nie. Is dit lekker in ons harte, is dit goed in ons harte om te verklaar, Jesus die oorwinnaar. Vir ewig, die troon staan onwankelbaar. Here, dankie vir daai waarheid. Dankie dat ons vanmôre hier kan by mekaar wees, uit dankbaarheid, Here. Dat ons almal ongeskonde gekom het deur hierdie week se vloede en winde en storms en dinge. En dat ons kan weet, Here, dat ons dien 'n God van orde. Dankie vir dit. Dankie dat u plan waar word, Here. Al gebeur wat, al beleef ons wat, al ervaar ons wat, al loop ons emosie waar hy loop. U plan sal deurkom. Ons eer u daarvoor, ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem, baie dankie. Goeiemôre die wêreld daar buite. Kodien, jy en jou spruite kan gaan. Vloei mooi daar waar jy gaan. As jy vanmôre ingeskakel het en jy sien ons setting lyk bietjie anderster, dit lyk 'n bietjie anderster. Ons is by ons huis in die gat. Die saal is beknop vir ons klomp mense. Hulle het ander dinge. Dit word met die vuur en nou met die vloede en die wat word dit 'n versamelpunt vir ondersteuning na mense wat swaar kry en hulle huisves mense daar en wat. So van ons kant af small price to pay. Ek wil vir jou vra, ek moet 'n bietjie opskuif. Ek staan voor die skerm, skus Tessa, nou staan ek voor jou. Ek wil vir jou vra, jy wat ingeskakel is, leef met ons met die tegniese uitdaging van die skerm wat so maak. Ons weet dit, mag ons dit sê, ons korte kamera, 'n regte kamera, met ligfilters en al dit, dan gaan jy nou nie 911 bel die hele tyd nie. OK, so geniet dit. Ons praat saam oor storms in ons lewe, maar vanmôre wonders in die storm. Ons praat oor Paulus in Handelinge, daarvanaf Handelinge 22 het ons begin. Paulus is in die tronk, hy word aangekla van hoogverraad en hy bring onmin en hy bring 'n sekte hier in en hy challenge die koning. En daar's 'n ou met die naam van Felix wat die gouverneur is. En toe Paulus uiteindelik voor Felix kom, toe sê Paulus vir hom, maar ou, jy leef onlekker. Jy leef saam met 'n vrou, jy is getroud nie. En jy is hier in jou pos aangestel op grond van nepotisme. Wat is jou probleem? Jy weet dat. En dan skrik Felix so groot vir hierdie waarheid. Hy sê vir hom, nee, gaan jy nou maar eers 'n bietjie, ek sal by jou uitkom weer, hoor. En dan sit nou 2 jaar later wat iemand nou weer besef, "Haai, Paulus is nog steeds in die tronk. Onthou julle daai ou? Hy is nog steeds daar." Nou lees ons vanmôre daarvan af Handelinge 27. Paulus word na Rome toe gestuur want hy sê toe, as julle my nou nie hier kan verhoor, dan moet ek nou maar na die hoogste gesag toe gaan. Ek gaan Rome toe gaan, hier gaan ons. Die persoon wat hierdie stuk skryf, Handelinge, hierdie spesifieke stuk, is Lukas. Die mediese dokter Lukas. Die kommentare reg deur almal wat ek lees en almal wat ek 'n bietjie gaan kyk het, sê dat Handelinge 27 is 10-1 die gedeelte in die Bybel met die meeste statistieke, die meeste feite. Onthou nou, Paulus is 'n dokter. So as 'n dokter vir jou vra hoe gaan dit, dan vra hy nie net so, hy meet jou koors, hy neem jou bloeddruk, hy kyk of jou vingers bloedsomloop het, hy karring. So Lukas is 'n ou wat baie detail kyk. En julle sal agterkom in hierdie stuk ook dat hy skryf oor fisiese goeters vanuit 'n mediese oogpunt wat 'n bedreiging inhou vir die mense. So dis 'n baie interessante stuk as jy dit vanuit daai perspektief lees. Maar nou moet Paulus gaan en Lukas is saam met hulle op hierdie skip. Hy sit nie daar op die kant en hy hoor later aan die boodskap nie. Hy sê
ek is saam op die skip. Ek lees vanaf vers 1 in die 53 vertaling, en toe daar besluit is, dat ons moet wegvaar. Ons, Lukas is saam, hy is op die skip, ons moet wegvaar na Italië, het hulle Paulus en sommige ander gevangene oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keiserlike leerafdeling met die naam van Julius. Julius, hy is daar. Julius vat charge, hy is die man, hy is die kaptein. En nadat ons in 'n skip van Adramitium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar en Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom. En Julius het Paulus menslievend behandel en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Cyprus verbygeseil, omdat die winde teen ons was. Ons het daarop die see langs Sicilië, Cilicië en Pamfilië, dis waar Pamfilië vandaan kom, daar. Sien jy daai Pamfilië? Deurgevaar en by Myra in Lycië aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons daarop laat oorklim. En verskeie dae het ons lang saam gevaar en met moeite teenoor Knides gekom. En omdat die wind ons nie toegelaat het nie, onderkant Kreta langs gevaar teenoor Salmonei. En toe ons met moeite dit verbygeseil het, kom ons by 'n plek wat genoem word Mooi Hawens in die nabyheid waarvan die stad Lasea is. Moeilike name, goed, klomp detail. Hoekom? Ek dink Paulus het al sy pasiëntkaarte saamgevat. En as hy nou praat van hierdie ou, dan sê hy vir jou, hy is 1,2 meter hoog en hy weeg 30 kg en hy weet alles van almal, al hierdie verskriklike name en detail. Hoekom? Lukas beskryf vir ons eie lewe. Gaan kyk 'n bietjie daar, as jy na jouself kyk. Hoeveel keer het jy al op 'n plek gewees in die tronk, onnodig, die jy nie daar wil wees nie? Partykeer selfs self-inflicted. Ons sê vir mekaar, maar jy moet daai ou vergewe man, jy's in die tronk, hy het lankal vergeet. Daai juffrou in standaard 3 wat sê maar jy's te dom om wiskunde te doen. Man, daai tannie is lankal dood. Hier sit jy nog steeds met 'n ding in jou kop van hoe ek is nie goed genoeg vir wiskunde nie. Jy's in die tronk. Nou kom hulle en hulle sê, right, kom ons laai vir Paulus en al hierdie klomp mense, ons gee hulle vir Julius en laat ons gaan. En hier gaan hulle. Maar storms gebeur gereeld en seisoonaal. Ons het dit nou beleef in die Kouga hierdie week. Dis blykbaar die hoogste vloed, die meeste reën in 100 jaar, nee, hy het die 100 jaar vloedlyn oorgegaan. Hulle het van die begin af, toe dit so begin reën, toe sê hulle dit op Facebook en sosiale media, al die groepe, toe sê hulle dit reën vreeslik in die Krakeel. Toe dog ek nou, waar is die Krakeel? Ek ken die kasteel in die Kaap, maar dis ver. Hier is 'n Krakeel. Wat is 'n Krakeel? Geen mens weet. Toe gaan soek ek hom. Toe kom ek agter, dis daar by in die Langkloof, by Hubertina, dankie. Jy sien, is net sulke vreemde name. As ons nou vandag hierdie stuk moet daar by Hubertina, by Henkie Patensie, pad langs die Krakeel. Hulle het oor 1000 mm reën gehad in daai area, julle. Dis waar die water vandaan kom, wat al hierdie, en dis binne 3 dae. So storms gebeur seisoonaal. Storms gebeur in Paulus se lewe. Kom ons fokus net gou-gou om daai fondasie daar vas te slaan. As Paulus na homself verwys in 2 Korintiërs 11, dan sê hy, ek is 'n ou wat storms ken. Hy sê, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. Jo,
Ons het gedink ons boeremanier van 6 van die bestes op skool, onthou jy? 39, dankie tog. 5 maal het ek van die Jode die gebruikte straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreek gelei en 1 maal het ek dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Nou hierdie is een van daai skipbreek gedeeltes waar Paulus sê hierdie dinge gebeur. Hierdie goed is seisoenverwant. Hulle het geweet hulle moet vir Paulus in Rome kry en dit beteken hulle moet deur die Middellandse See gaan voor die winter kom. Die manne wat hierdie goed ontleed en kommentaare skryf van wat en wat hulle sê, hierdie vaart het 10-1 plaasgevind in Oktober maand. Want November maand sluit daai seekanale, dan is dit winter. Dan kan jy nie daar gaan nie. So hierdie storm is in 'n seisoen waar as ons die groot prentjie kry en hoor net, ek val myself baie in die rede, maar ek wil hê jy moet by my bly met die hele prentjie. God se plan met Paulus was dat hy voor daai keiser gaan verskyn. Hy bly vir 2 jaar in die tronk, hy skryf 'n klomp briewe uit die tronk uit vir gemeentes en dit wat ons vandag kry in sy briewe. Paulus word op 'n skip gelaai, die storms kom. Dit is so dringend deur die werking van God se gees, nie Julius of een van hierdie ander ouens besef wat hier aangaan nie, maar dit is vir hulle so dringend dat hulle 2 skepe vat om vir hom daar te kry. Hulle gee nie op die eerste ene nie. Hulle sê nee man, ons moet kom daar, en dan soek hulle skuilings teen hierdie erge weer. So wat leer ons uit Paulus se storm, hierdie spesifieke een? God is in beheer. God het gesê, Paulus, jy gaan daar. En die res van ons moet nou maar saam gaan. Nou, ek en jy vandag, hoeveel keer beleef jy 'n storm saam met ander mense? Ek meen, ons almal het familie, ons almal het mense, vriende, familie, wat? O, my broer het sy werk verloor, my broer gaan sy werk verloor, my broer het 'n uitdaging. My kinders is daar ver. Ons almal sit in 'n situasie dat as dit nie jou storm is nie, is dit iemand anders se storm rondom ons, maar God bly in beheer. Julle, ek wil dit oor en oor sê vanmôre. God bly in beheer. Ek en jy kan nou maar hoes en rol en doen wat ons doen en God bly in beheer. God maak die storms stil, dit is so. Maar God bring ook storms tot sy eer. Onthou julle vir Jesus en die disippels op die see van Galilea? Daar kom 'n willewind en Jesus bestraf die storm. Daai storm was nie van God af nie. Jesus kan nie die Vader se werke bestraf nie. Daai is van die vyand af 'n storm van verwoesting. Hier bring God 'n storm om te sê, ek sien jou wys, ongeag jou belewenis, ongeag jou skippie, hoë golwe, Mediterrane storms, ons gaan daarby uitkom. Ek het aan jou 'n belofte gemaak, ons gaan daar uitkom. En God is dieselfde in fisiese, emosionele, geestelike storms. Jy hoef nie vanmôre noodwendig op 'n skip te wees. Jy het nie noodwendig oor die naweek of in die week hier langs die Gamtoos gehardloop vir jou lewe nie. Maar ons almal het hierbo gestaan en gekyk en ons het hier afgekyk na kabeljous en ons sê, Here, wees net daai mense genadig. Emosioneel, geestelik het ons daai storm saam beleef. Ons het dit beleef. God is dieselfde. Soos ek en jy in storms lewe en as ek en jy in storms deurgaan daagliks, seisoenaal, hoe ook al, dan begin ons sê, maar in hierdie reeks sê ons leef met God in gedagte.
Wat is jou reaksie as 'n storm slaan? As die eerste ding wat verkeerd gaan, eerste ding wat jou uitdaag, eerste ding wat gebeur? Hier is die duiwel alweer. Jy weet die duiwel in ons, beveg die duiwel in ons, slaan die duiwel met alles wat ons nodig het of onnodig het. Maar as ek en jy, soos wat ons gesê het met die gesprek rondom die wapenrusting van God, as ons besef, God gee vir ons die toerusting deur sy Heilige Gees in hierdie Pinkstertyd waar ons nou is. God gee vir ons die gereedskap om die vyand te weerstaan. En net met 'n ander perspektief te kyk van 'n helm van verlossing, van vernuwe jou denke, dink wat is besig om hier te gebeur. God beskerm. Ons gaan nou lees hoe het God daai die skepe beskerm. Hoe het God daai mense beskerm? Dink 'n bietjie daaroor, goed wat in jou lewe verkeerd gaan. Hoe het God uitkoms gebring? Hoeveel keer het God vir jou gesê, "Wie raak net vir my 'n bietjie kalm, hier's ek is by jou, hier's ek. Hou net vas." Sien ons dit? Sien ons dit of beleef ons dit of raak ons wild? Want jy sien, God gee vrede. God sê, "Ek gaan vir jou 'n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan." Hoe werk dit? Dit lê vir my baie naby aan ontkenning. Julle almal weet, as jy nie weet nie, aanlyn daar waar jy is, ons een meisiekind sukkel met 'n gesondheidsuitdaging wat skrik vir niks. En mense hou aan vir ons vra, hoe gaan dit, wat gebeur? En ons is nie in ontkenning nie. Monja is siek. Monja het beenmergkanker, punt. Maar God is in beheer. God gee vir ons vrede om te sê, dis so. As ons met daai kind praat, hoe gaan dit? Dan het sy 'n grappie, dan sê 'n storie. Dan sê sy, "Nee, moenie worry nie. Vandag werk hierdie vinger nie, môre werk daai vinger nie, maar is alright, ek het nog 'n klomp ander." En dis nie ontkenning nie. Dis die verskil tussen om op 'n skip te wees in 'n storm en te sê, "O my, hier gaan ons doodgaan." Terwyl Paulus sê, "Maar jy gaan voor die keiser verskyn." Hierdie storm hier, kom ons kyk hoe loop hy uit. God is regverdig. God spaar daai klomp mense op Paulus se skip saam met hom. God spaar vir Paulus. God spaar vir jou en vir my. Nadat Paulus vir 2 jaar in die tronk is en niemand praat met hom nie, en niemand verhoor hom nie, en niemand stuur aan hom nie, kom hulle en sê, "Maar waar is hierdie God van jou wat jy dien, wat so regverdig is? Hier sit jy al vir 2 jaar. Paulus sê, "Alright, ek gaan na die keiser toe. God weet wat hy doen. God is teenwoordig en hy praat. Ons gaan nou daarby uitkom." Op die skip kom Paulus en hy sê, "Maar die Here sê, as ek en jy op hierdie skip beland, as ek en jy op hierdie storm beland, en groot skip, klein skipietjie, duikboot, waar jy ook al wil wees vandag, as mense vir jou vra, hoe gaan dit? Haal jy God se woorde aan, want God praat, of haal jy jou eie woorde aan? Haal jy jou eie en ander mense se woorde aan? God hou sy beloftes. God hou sy beloftes, julle. Sy plan verander nie. Hoekom verander jou plan as die son ondergaan? Jy al agtergekom hier 2 uur in die nag, hoe donker is dit? Dan maak niks sin nie. Ek meen, ons sê dit vir mekaar, ons het daai Vrydagmiddag, ek onthou dit, julle was hier gewees, ons het hier bo gesit in koffie, toe Monja se oproep deurkom, dit was omtrent 3 uur Vrydagmiddag. Ons sit hier in glorie, halleluja, en hoe goed is die Here, en oulik, en ons sê, ons kom, hou net bietjie vas, ons vat gou die oproep hoor. En ons loop 3 minute later terug en ons sê, die Here is nie meer goed nie, ons kind het kanker. Nee, kan ons so wees nie. God bly goed, God het nie verander nie, die omstandighede het verander. Alles het verander, ons lewe, die mat is onder jou uitgeruk. Maar God se plan verander nie. Punt. Dis nou weke, amper maande later.
is ons op dieselfde vlak van glory haleluja, ons probeer om te sê, maar kom loop saam met ons, kom klim op ons skip asseblief. Al vat dit 2 skepe om daar te kom, ons gaan daar kom. Maar God se plan verander nie. Kom ons gaan gou daai met hom in gedagte. God beskerm, hy gee vrede, hy is regverdig, hy is teenwoordig en hy praat, hy hou sy beloftes en God se plan verander nie. Kom ons kyk gou wat het gebeur op daai skip. Onthou nou, Lukas, baie detail, baie detail, hier kom hy. Paulus aan die woord, hy sê, verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Hoor wat sê die Here. Hoor wat sê Lukas, wat het met Paulus gebeur? In hierdie ding, in hierdie storm, het Paulus gaan slaap. Paulus het gaan rus. Ek kan nou nog sê van my niks doen dag. Wanneer laas het jy gestop en gesê, weet jy wat? Stop net. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn en God wat ek dien. God sê, Psalm 139, hy besoek die regverdiges in hulle slaap. In jou storm, wanneer laas het jy net gaan lê en gesê, Here, hier is ek, praat met my. Dis hoekom ons bedink, God raak stil, ons luister die nuus, ons lees Google se artikels oor kanker en ons lees dit en ons lees dat. Wat sê God vir jou? Hier kom Paulus op die skip, dis chaos julle, hy het gaan lê en slaap. Hy sê, God het my gepraat, hy sê, moenie bang wees nie Paulus, jy moet nog voor die keiser verskyn. Daar kom God en hy herhaal sy belofte vir hom, hy sê vir hom, jy's nie alleen nie. Die einde stop nie hier nie, Paulus, jy is op pad na die keizer toe. Hang vas, broer, ek kom. Jy sien, ek en jy vergeet daai belofte van die keizer wag vir ons. Ons jy kan hom met liefde optrek, hoor, daar is die toukie by jou. Hy gaan nie pla nie. Dankie sis, hoor. Dankie. En hoor wat sê hy, jy moet nog voor die keizer verskyn en terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Koos, get over it. Ek kan nie julle, ek moet jou saamvat op hierdie ding. Ons het net nou geluister vir Joe Black, 'n skip word in 'n hawe gemaak. Maar 'n skip is nie gemaak om in die hawe te bly nie, hy moet move, hy moet gaan. Waarheen? Die straat van Gomos is toe. Man, kry 'n ander roete. Gaan net. God sê, alles werk ten goeie vir hom wat op die Here wag. Moenie in die hawe bly nie, klim op die skip. Jy kan nie bang wees vir storms nie. En jy sien wat gebeur die oomblik toe Paulus hierdie verklaring maak. Onthou nou, dis nou Julius, hy is nou die hoofman, die kaptein, hoofman oor 100, met al sy soldate en al sy hoeveel mense en wat. Die oomblik toe Paulus hierdie goed vir hulle sê, toe gebeur daar 'n klomp goed, Handelinge 27. Paulus is nou in beheer van die skip. Julle, het jy al beheer geneem van jou storm? Nie om te sê, maar ek is hier, nou maak ons dit my manier, nee, nou maak ons dit God se manier, hoor wat gebeur. Paulus sê vir die mense om hom, hou moed manne, my genade. Hy is die ou wat 2 jaar in die tronk sit, hy is die rede hoekom hulle op pad is Rome toe, hy is die moeilikheid, en hy sê vir hulle, hoor die chill net, hou, raak net bietjie vir my kalm. Hou net moed. Hy sê, ek vertrou op God, dat alles net so sal gebeur soos hy gesê het. Nie van ek gaan hierdie gou vir julle uitsort nie. God het gesê. Dan sê hy, dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Ha. Jy dink daai ouens se reaksie. Okay, nou gaan jy seker sê ons gaan 'n bietjie op die water loop, nê? Nee. Ons gaan nou toevallig strand. Het jy al agtergekom? Hier's 'n hele paar mense saam met ons hier. Hier is 276 mense aan boord. Hier is net 10 life jackets. Hallo Paulus, waar's jy broer? Paulus sê, God
is in beheer en Paulus begin hulle leer. Paulus gee instruksies. Paulus sê, kom ons skep net orde. Handelinge 27 vanaf vers 27. Die 14de nag het ons so op die Adriatiese See rondgeslinger. Teen middernag het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n diep lood uitgegooi en 'n diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die diep lood uitgegooi en toe was dit 27 meter. Met ander woorde, ons is nader aan ons gaan kant toe. Hulle was bang. Die skip loop op die rotse en het toe 4 ankers by die agtersteewe van die skip uitgegooi en gewens dit moet dag word. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê vir die offisier en sy soldate, as hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Hy sien hulle plan. Hulle laat 'n bootjie af, hulle gaan net gou-gou. Die soldate luister. Vers 32, toe die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. En nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God in die teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Jy sien, Paulus sê nie net, hoorie nou dink ek moet ons dit so werk. Ons maak so. Paulus sê stop. Ek dink ons moet 'n bietjie eet. Julle het nou al vir 14 dae so geworry, julle eet nie. Julle het nie krag om hier deur te kom nie. Hy het die brood gevat, gebreek, God gedank. Hy het geëet. En toe eet almal saam. Wanneer laas het jy geëet in jou storm? Kyk, ek is 'n emosionele eter, dit weet ons nou al, nee. As dit goed gaan, eet ek. As dit sleg gaan, eet ek. En as ek bang is dit gaan sleg, dan eet ek nog. En as ek bly is dit het goed gegaan, dan eet ek nog 'n bietjie. Maklik. Maar as die pop op die ven stryk, wat doen jy? As jy op jou skipie vaar met al hierdie beloftes van ons is op pad toe nie. As die pop op die ven stryk, wat doen jy? Jy onttrek. Van wat? Van God af. Jy kom nie kerk toe nie, jy lees die Bybel nie, jy bid nie, want jy's besig, pappa. Jy sit op jou rekenaar. My finansies, spreadsheets, planne, belegger, maak 'n plan, bel die bank, nee. My gesondheid, bel die dokter, derde opinie, nog 'n opinie. Hierdie ou kyk aan my ore, daai ou kyk aan my keel, kyk net, iewers, kyk net. Wanneer laas jy gestop, die woord van die Here gevat en gesê, Vader, praat met my asseblief, hier's ek. En Paulus sê nie vir almal, hoor julle moet dit doen nie, hy wys vir hulle. Hy wys vir hulle, hy sê vir hulle, kom ons vat 'n bietjie brood. En hulle almal eet saam, net daar, same time. Want jy sien, God gebruik jou en my as sy beelddraers. As ons leef met hom in gedagte, dan bring ons eer en verheerliking aan hom. Julle hierdie storie van Paulus en Lukas se mix, met al hierdie detail, met al hierdie baie goetertjies. Ek wil jy moet dit weer gaan lees, dis in Handelinge 27. Gaan lees hom weer, stukkie vir stukkie, en kou hom, en vra die Here om vir jou te wys, wat het hier gebeur, wat wil die Here vir jou sê? Maar jy sien, ek en jy, as ons kom by die waarheid van Paulus se briewe wat hy geskryf het, uit die tronk en buite, maar van die Bybel, van God se Bybel. Onthou een van die verweere wat Paulus gehad het toe hy voor Felix kom en Felix sê vir hom nou, wat is jou probleem? Toe sê hy, edelagbare, soos die hof behaag,
My verweer is, ek glo die hele Bybel. Ek glo die hele Bybel. Dis ons verweer. Dit is ons stop. Dit is ons eed. Ons moenie geselekteerde goed in die Bybel vat en die totale woord van die Here. En dan kom ons op 'n punt waar Paulus skryf in Romeine 8:37 en hy sê, in al hierdie dinge, watter dinge? Al hierdie dinge, hierdie storms, die son brand jou, ek hoor nou die dag 'n storie op die TV van 'n ou wat gaan soek het na Groenriviermond, daar op die Weskus. Wie van julle het al gaan blomme kyk daar by Groenriviermond? Dis in die spergebied met die diamante en wat. Daar hier hy 'n karretjie in, die kar het nie 'n GPS nie en daar's nie selfoonopvangs nie en hy ry al in die ronde en hy kry nie die plek nie en toe hy besef hy het moeilikheid, toe het hy moeilikheid want toe sy uit brandstof uit, hy's uit water uit, hy sê, het jy daai storie gehoor? Hy het met Hannes gepraat, Hannes se boetie sê, ja. En daar sê hierdie ou hoe God vir hom net hy hallusineer, hy loop daar rond, hy's verdwaal, hy's deurmekaar. Dan sê Paulus in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. O jippie. Hoekom? Op grond van hoe cute is jy? Hoe oulik is jy? Nee. Deur hom wat vir ons liefhet. Ek wil jou los met hierdie vanmôre. Dit is Pinkstertyd. God kom en net voor Jesus se hemelvaart sê ek los vir jou die Heilige Gees. Ek los vir jou die Heilige Gees sodat jy nooit weer alleen sal wees. As 'n trooster, as rigtinggewer, as ondersteuner, as teacher. Ek los vir jou die Heilige Gees. En dan sê Paulus, hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets ander in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons is in Pinkstertyd, ons is in 'n reeks gesprek van, ons sê ons leef met God in gedagte. Jy ken jou storm vanmôre, jy aanlyn daar waar jy is. Laat weet vir ons bid vir mekaar, ons bid saam. Dankie vir julle klomp hier in die saal vanmôre, hoeveel mense het gebel en gesê, hoe gaan dit met daai een, is hulle alright? Hoe gaan dit met daai klomp wat kuier in die Vrystaat, is hulle alright? Wat pad gaan hulle ry op terug? Ek weet nie, bel hulle. Ja, maar dankie dat julle belangstel. Dankie dat julle inkoop, dat julle almal op dieselfde skip is. Dat ons sê, hoe gaan dit met Big Fish? Waar's Marlies? Is sy okay? Ons kry haar nie in die hande nie, die selfone is af. Wat? Sy genade, sy oorwinning vir ek en jy wat daar is in Christus Jesus. Mag dit vir jou waar word. Julle aanlyn skryf vir ons 'n mail, skryf vir ons 'n boodskap, wat ook al, dit weet vir ons. Wat so storms fight jy op die oomblik? Waaroor is jy diep besorg? Wil jou uitdaag, doen dit asseblief. Ek wil saam met jou hierdie pad loop om vir jou te vra, maar waarmee is jy besig? Waar hang jy vas? Ek het julle al baie vertel van oom Abi, nee, een van my geestelike mentors. Oom Abi was 'n godsman gewees. Ek het eendag hierdie gesprek met hom gehad oor hoe hoor jy God se stem? En ons het wyd en rond gepraat en dit kom terug na die woord. En ek vra vir hom, Abi, maar wanneer laas het jy regtig die Here se stem gehoor vir jou? En hy sê, nee, ek weet nie, dis seker so 'n week, 10 dae terug het die Here regtig met my gepraat uit die woord uit. Ek sê vir hom, Abi, maar dis my probleem. Wat doen jy nou intussen tyd? Hy sê, ek doen net dit wat God laas gesê het toe ek vir hom gehoor het. Jy sien, ek en jy leef, maar ons elke dag so,
Here, wat nou? Here, wat nou? Wat? God het klaar gepraat. God het vir jou gesê stop. God het vir jou gesê begin. God het vir jou gesê welgevallig my getroue slaaf, daai ding oor min as jy getroue veel jy aanstel. Wel dan, dit wat jy doen, doen dit. Daar het gisterand ook weer iemand iewers op 'n program toe vra, maar as jy nou weet dis die laaste 6 maande vir jou lewe, wat gaan jy doen? Ek wil vir jou vra om net aan te hou doen dit wat jy nou doen. Maar as dit wat jy nou doen in jou hart vir jou nie goed genoeg is nie, dan wil ek vir jou vra, wat gaan jy doen vandag? Want jy sien die storms kom. Ons het die weervoorspelling gelees, nê? Ons het begin bid en gesê, Here, 100 mm reën asseblief. Toe kom 100 mm in 'n uur se tyd. Jy het daai in gedagte gehad. Ons het die weervoorspelling gehoor en gelees. Die stadsraad, die watter nooddienste, die wat ontruim. En die volgende môre, toe moet hulle met helikopters se wat om met hom mense te gaan haal wat nie ontruim het nie en geen oordeel nie. Ek weet nie wat hulle omstandighede of wat ook al is nie, maar hoe lank gaan jy nog op jou eiland sit en sê maar ek wag vir die Here terwyl die Here reeds gepraat het en vir jou gesê het, klim, laat ons gaan. Mag jy vrede hê daar waar jy gaan. Ons gaan luister hierdie kant na daai liedjie van Go Rest High Up on That Mountain. Jy nie na veilige area beweeg nie. Kom uit die vloedvlaktes uit. Kom uit die firing line uit. Kom ons gaan op na God toe. Kom ons gaan klim vanmôre op God se skoot op die troon. Deur die genade van Jesus wat vir ons sê jy het die voorreg om vir God Vader te mag noem. Kom ons gaan sit daar en kom ons sê net, Here, wys vir ons. Ons gaan in hierdie week weer Handelinge 27 bietjie kou. Here, maar wys vir my wat wil U hê moet ek doen in hierdie storm van my lewe. Vrede vir jou. Ons praat weer.